Sing so lank hartlik saam, 159, 159, God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader, sluit aan met die tema vanmôre, God en godsdiens. Kom nou almal nader, hoor wat is God bereid om te doen? Hy sê, julle kan maar nader kom, nader na my toe. Dit is wat gebeur in die erediens ook net. Tweede strofe sing oor vergewe, die bron van lewe, waaroor ons nou die hele maand gesels. En uit die stof, dis ons aardse dinge, ons sondige mense wat toegelaat word om dit te sing. Al drie die strofes 159. Aanbid is nie net God nie, hy is ook ons Vader in Jesus Christus, wat vir ons geleer het, ons het 'n Vader, hy is ons broer. Allerhoogste Hemelvader 475, die twee strofes, laat ons offers heilig wees. Offers gaan nie maar net oor dankoffers, soos ons nou ons kollekte opneem. Dit gaan eintlik oor die toewyding van ons lewe, offer van onsself. Kom ons sing dit ook met die gedagte, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys U naam. Ons maak die naam van die Here groot. Amen.
kan ons voorafsang afsluit met lied 200. Lied 200, wat ons so goed ken, die goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Die eerste en die derde strofe van 200. Maar dit was baie lekker om jou stem so warm te maak om die Here se naam groot te maak. Goeiemôre. Baie welkom op hierdie koue Sondagoggend in die huis van die Here. Die Here verwelkom ons, alhoewel hy oral in die wêreld is, in besonder in 'n erediens. Waarom noem ons hierdie plek ook 'n kerk? Plek waar die wat aan die Here behoort by mekaar kom. En dis 'n groot voorreg. As ons nou dink aan die uitreikspan wat daarbo nie sulke geriewe het nie, besig is om 'n skooltjie te bou, dan gaan ons nou ook na 'n klompie skyfies bietjie kyk saam met hulle. Miskien moet ons dit sommer loshande heel eers te doen. Jy kan hulle maar so laat deurloop, dan kyk jy wat hulle op die oomblik doen. Jy sal weet die nuwe spanne daar gekom, hulle sukkel bietjie met motorprobleme blykbaar. Dit het vanoggend deurgekom, ek het dit nog nie gesien nie, maar jy kan sien hoe ver is al gebou, almal kan bring sy kant, almal doen sy deel. Dis die hele span wat werk. Selfs die kinders sal jy nou sien, bring ook hulle kant. Om daar te werk, om die skooltjie klaar te maak. Is daar enige wees van haar seentjie wat so met die graf werk? Daai slag toe ek wegkyk, toe wys hulle dit. Ek wil in hierdie oomblik vra dat ons vir 'n oomblik net doodstil raak. Gaan nie woorde gebruik nie, kom ons bid vir die span. Vriende, ek weet nie of u al in Afrika in was nie. Ek was die voorreg gehad klomp keer in te gaan. Nie net op sendingstasies, maar Afrika is nie 'n maklike plek om te oorleef nie. En vir die span wat in die veiligheid van 'n dorpie is, met Christene rondom hulle, dit is maar, die Engelsman sal sê, duisie. So kom ons bid in die oomblik in stil gebed, dat die Here vir hulle sal bewaar, sal beskerm, en vir hulle wonderlik sal seën, as hulle daar is, om sy werk te doen. Amen.
En nou is ons die aankondigings, net gou vir die voorhou, die deurkollekte is alimentasie. Tanya, ek moet jou amptelik ook seker maar, het jy ooit hier gespeel? Jare terug, maar jy lyk nie 'n dag ouer nie, dis hoekom ek jou nie herken nie. Ek was, ja, Tanya, baie welkom. Ek sien jy trap daai orgel sommer baie lekker, ons sing lekker saam met jou, mag die Here vir jou seën ook in die erediens. Kerkkantoorvriende is oop, normale ure, dieselfde geld vir die kospakkie projek. Die nood is nog altyd vir nie bederfbare kos en produkte by die kerkkantoor kan jy dit afgee. Die bruikbare items vir die wit olifante en die thrifttafel by die bazaar word nou bymekaar gemaak. Jy kan dit ook by die kerkkantoor afgee. Ek het vorige keer vergeet om die wat in Julie maand verjaar te laat opstaan. Nou as jy nie kan opstaan nie, steek maar net jou hand op. Vir die wat bo 80 is, Martha Badenos, Kim de Waal, Dion Smit, Hilda Simon en Jolien Alles. Is dit net julle twee? Julle kan nie al 80 wees nie. Die Here se seën oor julle pad. Jy verjaar die 31ste Julie, dan word jy 31. Hy het net vir my so gesê. Ja, en mag het goed gaan met jou oupa ook wat siek is, hoor. Mag die Here vir julle seën wat in Julie verjaar. Mag die Here vir julle ook vreugde gee. En mag dit 'n besondere nuwe lewensjaar wees, veral vir die hoër as 80-jariges. Julle sal sien, moenie dink dis 'n vreemde tema nie, as ons aan toe gaan nou by die fotum kom. By die verwelkoming sal daar staan die tema van vanoggend en vir die volgende 3 Sondae se diens is, waarom godsdiens? Waarom doen ons die ding wat ons hier doen? En verder ook, stilte tyd, kom lees jy jou Bybel, al die goeders, en net so daaroor gesels. Weet jy, die mensdom het 'n draai gemaak van die vroeë Christene af, wat ook maar twyfel in hulle hart gehad het. Wat gesê het, is daar 'n God? Is daar werklik 'n God? Ek weet nie of julle ook die Koran lees, daar word al hoe meer briewe gesien, wat sê, as daar dan 'n God is, wie het hom gemaak? Waar kom hy vandaan? Bewys hom dan. Ons kan hom nie sien. Wys vir ons vir God en dan glo ons op. En ons het nou al klaar so 4 weke daaroor gesels. Miskien moet ons direk op die man afgaan vanmôre en vra, waarom godsdienste vir ons as kinders van die Here? En die heel eerste tema wat ek gaan aanspreek vanoggend is die God in godsdienst. As julle dan twyfel, vertel ek, sê die Here vir julle week is. Die tweede geleentheid gaan ons dan gesels bietjie oor die diens in godsdienst. Dwarsdeur, as julle nou dalk die idee kry dat godsdienst is iets wat ons moet doen, is daar waaroor dit in die eerste plek gaan, begin ek vanmôre met God, want dit gaan eintlik net oor God, en sy genade wat moet deurspoel in ons lewens, dat ons kan gehoorsaam wees aan hom. Die God in godsdienst, vanmôre in waarom godsdienst. Kom ons roep die Here aan. Ek het al baie keer gesê, die fotum beteken eintlik maar, ons roep nou die Here in. Ons sê vir hom, Here, ons wil nou nader, soos ons net gesing het, tot U. Verskyn vir ons. En dan skryf Paulus vir 'n jong Timoteus, wat ook seker dit in eredienste gebruik het, want hy was 'n jong dominetjie gewees. En dan sê hy vir hom, sê vir die mense, aan hom, wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En dan sê jy, dat die mense daarop moet sê, dit is so. Amen, want dit is so. Broers en susters in die Here, dis die Here self wat julle geroep, met sy genade, en sy liefde, en sy vrede in hierdie wêreld in oorvloed. Kom ons staan en maak ons die naam van die Here groot met 2 liedere, 450, Vader, Seun, Heilige Gees,
Julle sal sien as die drie eenheid wat aangespreek het, en die vraag is maar, as hy so hoog verhewe is, en ons so aards en klein, soos ons net ook gesing het, hoe kry ons het reg om sy lof te verkondig? Die lied sê iets daarvan, en dan lied 454, Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U, U het ons gemaak. Ons is U skepping. Kom ons staan en sing ons die twee liedere tot eer van die Here. Die hemelse Here,
Hier is die Here. Dankie dat ons U kan aanbid. As die een wat alles in ons lewe is en beteken. Alles gee en alles neem. Ons as vrygespreektes, maar nog altyd sondaars, kom buig laag voor U. Here, vandat die son so gesukkel het om in die koue deur hierdie wolke vanoggend die dag te laat breek, is ons net so daarvan bewus dat U hier is, dat U skepping onderhou, dat ons maar net ons hande kan uitbrei na U toe, en ons kan U van naby beleef in ons hart, o Heilige Gees van God wat in ons woon. Maak vir ons bewus van U teenwoordigheid vanoggend. Here, ons kan nie sonder U beloftes nie. Ons maak staat daarop, ons teer daarop. En U woord wat die beloftes bevat, is in ons eie taal tot ons beskikking. Dankie dat U vir ons lei, dat U vir ons rig, dat U vir ons stuur, dat U ons nie in die duister laat nie. Want die wêreld rondom ons is maar donker. En dat U woord regtig die lig op ons pad is. In ons verstand, in ons hart, op ons voete, in ons hande, dat ons kan weet wat ons behoort te doen. Dit is soos 'n lied, Here, van waar ons lof kan verkondig, wat elke keer met dieselfde refrein vir ons sê, jy kan maar na my toe kom. Jy is altyd welkom by my. Dankie Here dat U die God van hemel en aarde is. Leer ons wat U van ons verlang, sodat ons sinvol kan leef. Praat met ons het gekom om te luister. In die naam van Jesus, amen. Vriende, waarom godsdienst dan uit Micha, gaan ek die 3 sondae, elke keer dieselfde tekste gebruik, Micha 6, nou die volk is onder die dreigement van straf van God, omdat hulle net eenvoudig vir God nie meer erken nie. Hulle kla eintlik vir God aan, ons gaan nou daarvan lees. Jesaja sit met dieselfde probleem, Jesaja en Micha is dominees in dieselfde tyd. En ons ken die prins van die profete Jesaja se uitroepe daar rondom, maar ook die belofte van God wat sê, ek sal vir julle kom red ook weer. My straf is nie tot ewige dood nie. My straf het ook 'n stuk seën in. Nou ons is verskriklik bang om te buk vir 'n pak van skool daar af. Maar dis nie dieselfde nie. God kom slaan ons nie. God kom red ons. En ek wil hê ons moet hierdie 3 weke as die kerk toe kom, so ingestel wees, wat gaan God tot my verligting vir my kom sê? Tot 'n beter en 'n sinvoller lewe rondom hierdie waarom godsdiens. Rondom dit wat ons al die jare al doen. Wat wil hy vir ons daaroor nog sê? En daarom, rondom hierdie tema, die God in godsdiens, lees ons van hoofstuk 6, vers 1, waarom godsdiens? Hoor wat die Here sê. Maak klaar, roep die berge aan as getuie. Laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het.
Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. En dan sê die Here vir hom, wat hy alles vir hulle gedoen het. Hoor bietjie, ek het jou uit Egipte gebring, ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam. My volk dink aan die planne wat koning Balak van Moab en wat Bileam, seun van Beor, hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal. En weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek offers na hom toe? Met offers na hom toe gaan? Met jaar-oud kalvers? Sal die Here duisende ramme aanvaar? Saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sondes? Hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Waarom godsdiens? En dan spesifiek die God en godsdiens vanoggend. Vriende, dis belastingtyd. Wie van julle het al julle belastingaanslag ingevul en weggestuur? Dis maklik op die e-filing mos deesdae. Ek weet dis SARS se tyd nou wat hulle insamel. En julle weet ons word mos nou vir alles belas in die lewe. Ek meen, jy vat jou munisipale rekening waar jy elke maand betaal, water, ligte. Ek meen, jy word belas. Maar jy kry iets daaruit, dit is die dienste wat gelewer word waarvoor jy betaal. Selfs jou riool. As jy winkel toe gaan, dan word jy ge-BTW. Ek meen, nie een van ons kom weg van belasting. Jy gaan gooi brandstof in by die garage, dan word jy belas, sodat die paaie ordentlik kan wees en nie so slaggate of vol slaggate kan wees nie. Hoe se betaal? Dis die wet van Transvaal. Ek meen, dis so eenvoudig soos dit. Dink jy ons het iets af van die Jesus sê op 'n dag, as hy gaan sê en die disippels moes 'n vis gaan uittrek en in die mond kry hulle 'n muntstuk, wat staan op die muntstuk? Die keiser se kop, betaal aan die keiser wat hom toekom. Tol aan die wat tol, belas, betaal die wat jou belasting eis. As ons die goed vir mekaar sê, hoekom sê ek dit nou? Weet jy, as dit gaan oor God, onthou nou, waaroor het ons die laaste 4 sondae gepraat, ons het vir mekaar gesê, God is die bron van alle lewe, fisies en geestelik, onthou julle? Nou fisies beteken hierdie belastingdeel ook. God hou ons in stand, liggaamlik, maar ook geestelik. Liggaamlik hou God ons ook in stand as die koning van die konings, en dan eis hy sy tol. Hy vra sy belasting, betaal aan die wat dit toekom. Die beste voorbeeld, die wyse manne, onthou julle? As hulle voor die koning van die koning wat nog 'n babatjie in 'n krib is kom kniel, wat bring hulle? Goud. Om te sê hy is die koning van die konings. Hoor wat vra hulle, waar is die koning van die Jode wat gebore sal word? Dan stuur hulle hom Bethlehem toe. En dan bring hulle goud. Om te sê hy is die regeerder vir alles. Hy is die een wat alles in stand hou. Waarvoor ons beste moet gee. Ons goue lewe moet gee. Wie ook.
weet jy, ook is die geestelike versorging van God, daarom bring hulle dit, en sonder om nou lang daarop te bly, en mirre, God in Jesus Christus, getrou tot die einde toe, tot die volleinding van die wêreld. As jy na 'n koning toe gaan, dan moet jy 'n geskenk bring. Dit is die reël. Was nog altyd so van altyd af? Ons tema wil ook dit aanspreek, om te sê, waarom godsdiens? Ons verskyn voor die God in godsdiens, en dit word van ons verwag. En as dit oor godsdiens gaan, broers en susters, soos ek net nou gesê het, gaan dit oor die gewone goeders, dit wat ons besig is om op die oomblik te doen, doop en nagmaal, en ons erken, as ons hier kom, ons moet bidden voor die Here lewe, dit gaan oor ons dankoffers, wat ons net nou vir hom moet gee, dit gaan daaroor dat ons soms, en heel dikwels, en meer dikwels, miskien ook, my skuld moet bely, omdat ek, al is dit ook volgens die geskrif van 1000 jare oude boek, verkeerd opgetree het, verkeerde dinge gedoen het, moet ons skuld daaroor bely. Waarom godsdiens? Waarom rekening hou met 'n hoër wese wat ek nie kan sien nie? Wat ek nog selde of nog nooit hardop hoor praat het nie. Waarom moet hom rekening hou? Vriende, as jy nie dink, is die dominee aan die dwaal, het sy verkoue om nou sy kop die mekaar gemaakt? Nee, as jy nog nie hieroor gewonder het nie, wat hou die godsdienst vir my in nie? Wat kry ek daaruit? Wat se voordeel hou dit vir my in nie? I mean, dan is jy miskien nie heel eerlik met jouself vanoggend nie. Almal van ons wonder hieroor. Hoekom godsdienst? Hoekom moet ek aanbid? En om by die belasting te begin, en dit wat God van my verwag, soos Micha die profeet sê, wat vat jy saam as jy na God gaan, na die konings van die koning toe, wat 'n geskenk vat jy saam? Dan weet ons, alles kos iets. My pa het altyd so 'n sê ding gehad, jy kry niks verniet nie, en nog minder vir 'n rand. Ek weet nie waar hy daar aangekom het nie, maar toe die rande inkom, was die man rand vir hom niks werd nie. Maar as jy nog nie gevra het, wat gaan dit my kos? As jy nie die erediens ook vanoggend vra, as ek nou hier uitgaan, wat moet ek gaan doen nie? Dan weet ek nie wat ons hier doen nie. Die Here praat met ons hier, sodat ons aan buitekant moet gaan lewe. Wat vra hy van my? Wat moet ek prys gee dikwels? Vra ek vir myself. Weet jy, en as jy mens hierdie storie lees van Micha, wat by sy volk, een van die kleinere profete, dan kom jy duidelik agter, die volk wat God uitgekies het, en sy mense wat hom wil aanbid, hy het 'n dispuut met hulle wat hy verklaar. Dit is baie duidelik dat hulle nie goed regkom nie. En hulle sê dood eenvoudig, u vra te veel van ons. U oorlaai ons. U oorbelas ons. U maak soos die vasaalkonings in die heidendom rondom ons. Hulle moet 'n aandeel gee van hulle aanwas, van hulle vee. Hulle moet die eerste van hulle oeste gee. U vra van ons te veel, in 'n ruil vir u beskerming, dis waarvoor ons moet betaal, vir u versorging, dat die infrastruktuur in die land in plek gehou word, want u is die koning van die konings. En nou kom God na die boodskapper toe, en God kom vanoggend na ons toe, in ons moderne tyd, rondom belasting ook. Hy praat deur sy boodskapper, om vir sy volk te sê, julle moet 'n slag kyk met wie julle te doen. Julle moet 'n slag dink aan wie ek is. En as dit nou vir jou arrogant gaan klink, onthou net, dit kom van God, wat die skepper is, en ons die skepsels. Moenie God op die gelyke vlak van 'n mens hanteer nie.
Kyk net weer 'n slag met wie jy te doen het. Miskien wil God in ons daggeslag eerlik van ons weet. Wie dink julle is ek? Ontdek 'n slag, wie is God? En dis wat hierdie God in godsdiens vanoggend wil beteken. Almal van ons wat hier sit en staan, het al by op een of ander wyse, een of ander tyd in sy lewe geleer, op 'n harde manier ook. Het jy dit geleer? En ek is seker daarvan, soos ek hier staan, die Here is net goed vir ons. As gee ek jou geleentheid om op te staan, om anders te getuig. Die Here is net goed vir ons, vriende. En dis wat die Here sê. Roep maar die berge en die heuwels as getuies, die goed wat vasstaan in die lewe, wat nie kan skuif nie. Tafelberg kan nie opgetel word, soos dat dikwels gesê het, sit hom in die see nie. Jou geloof kan dit doen. Ons weet ons die berge staan vas. Sien, God wen loshande die argument. Bring enige iets as getuies. As die berge en die heuwels. Roep die ganse skepping in, sê, om vir jou toe kom getuig. Maar dit is eintlik andersom. Dis ek wat 'n saak teen julle het. En dit moet julle hoor. Ten spyte van al my goedheid en trou, sê God, was julle ontrou. Vers 5 sê dit so duidelik. Hy gebruik die voorbeeld van Balak, né? Onthou julle, nou julle kan in Numeri 22 en 23 gaan lees dit 'n slag, miskien vir vanaand. Jy sal beter slaap as jy dit gelees het ook. Kan jy verseker vir jou middagslaap gaan goed wees. Dink aan wat met Balak gebeur het, sê. Ken mos die storie van Balak? 3 keer smeek hy die profeet van God, as die koning Balak, of Biliam, om Israel te vervloek. Want hy wil dit hê, hy moet hulle vervloek. Maar elke keer kry hy die antwoord, ek kan net sê wat die Here vir my sê om te sê. Ek is maar net die boodskapper. Miskien moet ek so 'n lusmakertjie gee vir Deuteronomium 22 en 23, daag ek jou uit gaan lees het. Vers 23, hoofstuk 23, vers 19 en 20, sê iets in verband met, sou ek dan 'n God wees wat lieg? Lieg ek? Of is ek 'n God wat gaan gedagtes sou verander? Sou ek sê ek gaan iets doen en dit nie doen nie? Sê hy, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Dan sê Biliam, ek het 'n opdrag om te seën. En daarom het ek julle geseën. Ek kan niks aan verander. Dis die God wat tel in godsdiens. Hy gebruik 'n ander voorbeeld. Hy sê, dink 'n bietjie aan die leiers wat ek al vir julle gegee het en hoe ek hulle begelei het. En julle het gehoor, hy noem Moses en Miriam wat die eerste profetes seker was, en Aaron, onthou julle? En God het hulle gestuur, en God het hulle begelei. God lei die leiers. Sê hy, Biliam sê dit ook vir die volk. God sê, opgesom, as jy dan nou nie vir my wil erken nie, gaan kyk na my rekord teenoor julle. Selfs die kere wat ek julle moes straf, was dit tot julle voordeel. En vriende, God doen dit tot vandag toe. God doen net goed aan ons. Hy het aan my nog nooit iets sleg aangedoen nie. God bevry, hy verslaaf nie. God oorlaai nooit nie. Hy verlig. Hy maak dit makliker. Hy maak dit ligter. Erken maar. Hoeveel keer moes jy nie dieselfde ding wat God jou geleer het oor en oor doen nie? Oor en oor leer nie. Elke keer maar weer dieselfde ding. Dit is soos daai analogie van 'n man wat 'n paar keer in sy lewe alles al verloor het, nie? En dan moet hy maar weer en weer voorbegin.
En elke keer maak hy dieselfde foute. En as iemand voor hom kom staan, sê hom, maar leer jy dan nooit nie? Met groot vrymoedigheid kan antwoord, doodspontaan. Ja, elke keer as ek my so in 'n hoek vasgeverf het, kom God weer en hy maak vir my 'n venster oop. En dan kan ek weer oor begin. Die lewe, vriende, ook voor God, in teenwoordigheid van God, wat vir ons die bron is van alle lewe, fisies en geestelik, is 'n lewe van val en opstaan. Dit geld vir my en vir jou. Erken dit. Hoe dikwels moes jy maar weer opstaan, genadiglik. In Jesus Christus val ek dikwels net tot op my knieë. Jy sien, ons is nie baie anders as hierdie onverstaanbare volk van God nie. Want dit het ek al baie vir myself gevra, hoe kan julle, as God so goed was? En dan ontdek ek my, ek het maar net dieselfde. My natuurlike ek bely saam met Paulus. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit bly nie in my nie. Nie in my sondige hart nie. Maar die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie doodsbestaan? God dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here, die koning van die konings. Daar is niks goed in my lewe nie, behalwe as ek Jesus Christus toelaat in my lewe. Dan kom ek los van hierdie sondige bestaan, wat altyd net vir God wil aankla, terwyl ek in die beskuldigde bank eintlik self staan. Maar hoor die genadige God, wat alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Romeine 8:28, nee. Ek het die les van Romeine 8 vers 39 persoonlik self bitter swaar in 'n vreeslike worsteling met God geleer. Nadat my Godvreesende seun op 20 alleen moes sterf, wou ek weet by God, waar was jy? Waar was u toe my seun sterf? Hoekom moes hy alleen sterf? Hoekom het u dit nie verhoed nie? Weet jy wat antwoord God my? Daai selfde nag van 8 vriende dwars oor Suid-Afrika, onafhanklik van mekaar, stuur vir my dieselfde teks. Vers 39. Niks kan my skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Waar was ek? Ek was by jou seun. Waarom godsdiens? Vriende, ek kan vir julle dit baie maklik maak. Waarom godsdiens? Omdat daar 'n almagtige, kreatiewe, lewende God is, wat op 'n dag besluit het, ek gaan mense maak, na my beeld en my gelykenis. Waarom godsdiens? Omdat ek 'n skepsel van God is. Omdat ek my maker wil erken. Die een van ons wat hier sit of staan, sou hier gewees het, as daar nie 'n God was nie. Want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. God gee meer as wat hy vra. God gee meer as wat hy neem. Waarom godsdiens? Korte antwoord. Omdat daar 'n God is wat homself kom wys het vir ons. Wat ons kon sien, wat ons kon hoor, sy stem kon hoor, en wie se wonderkrag ons kon ervaar op aarde. Wat deur sy gees met ons is tot die volleinding van die wêreld. God gee meer.
van die grondlegging van die wêreld af getrou is en nooit die werk van sy hande sal laat vaar nie. En dis die keuse wat jy wat in die bank is en ek wat hier staan ook vanoggend dan moet maak. Kom ek sluit hiermee af. In die vreeslike dae na die Tweede Wêreldoorlog, nadat die hele Europa met bomme, elke dorpie en elke stad plat geskiet is en in pyn gelê is, het daar werkers met kos en medisyne in die klein dorpie. As jy aan die slaap geraak het, is dit goed, nou is ons almal wakker. Vreeslike storie, maar kom die werkers met kos en medisyne in 'n dorpie. En tussen die pyn hoor hulle 'n stemmetjie en hulle haal 'n kind half onder die pyn uit. En hy tipies so lanklaas geëet sy uitpeel oë en so, en hy lyk verskriklik en hulle het hom probeer skoonmaak en hulle gee vir hom 'n glas melk, een van die werkers. En wat maak hy? Die oomblik toe hy dit kry, toe vra hy, hoe diep kan ek drink? Omdat hy so gewoond was om dit te deel met almal, as 'n mens so iets kry. En die geskokte werker kon maar net antwoord, so diep as wat jy kan, my seun. Ek wil vir julle sê, God se genade is bodemloos. Of Paulus, wat dit maar op 'n ander manier sê, my genade is vir jou genoeg. Waarom godsdiens? Omdat daar 'n onpeilbare, genadige God is, om te dien. En daaroor wil ek volgende Sondag graag iets sê. Amen. Dankie Here, dat U nie moed opgee met my nie. Dat U in hierdie oggend van 2026 nog steeds my omhels. En my vashou. My ore en my hart en my lewe oopmaak. Om vir U ontvanklik te wees as die lewende God. Dankie dat U liefde en U trou so rotsvas is en dat U gretig is om ons te seën met U teenwoordigheid. Seën vir ons as ons uitgaan in die strate van Boston en na ons werk toe en na ons familie toe, dat ons sal wys U leef, omdat ons U baie lief het. Seën ons span in Malungundi, seën die bouwerk, hou vir hulle veilig en bring vir hulle veilig terug. Stort U genade oor hulle uit, dat hulle ook hulle werk betyds sal kan voltooi en dat dit ook 'n monument tot U eer sal wees. Ons vra dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. As ons dankoffers vir die Here gee, sal jy sien harte en hande. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan vir 'n oomblik net voordat jy jou muntstuk of jou noot in die sakkie insit? Dink daaraan. Wat vat ek nou saam na die Here toe as 'n toewyding aan hy wat die God en godsdiens is?
5-3-2 as ons slotsang, ons Vader neem ons hande en maak ons een. Kom ons ondersteun ook mekaar as ons gaan lewe daar buite vir Jesus. Kom ons sing altyd die strofes. Ontvang bidden die seën van die Here. Die Here sal julle seën en die Here sal naby julle wees. Die Here sal al julle gebede beantwoord en aan julle sy vrede gee. Amen.